Goeiedag vriende, baie welkom by vandag se aanlyn erediens. Dis 'n voorreg om op jou skerm te kan wees. En ek hoop dat daar waar jy nou sit, of dit by die huis is en of jy dalk op reis is, of dalk bly jy oor see, of dalk sit jy iewers in 'n lughawe of in 'n vliegtuig, jy is dalk besig om te reis, dan wil ek vir jou sê baie welkom en ek hoop dat daar waar jy nou is vir jou 'n heilige oomblik sal wees, waar jy tyd saam met ons in die woord spandeer, waar jy saam met ons daaroor kan dink en kan droom, en wat dit ook vandag vir jou in jou lewe beteken. Ons is die laaste paar weke besig met 'n reeks om gevorm te word deur die Gees, en vandag staan ons ook 'n bietjie stil oor hoe ons gevorm word deur beproewinge in ons eie lewens. En ek en Frikkie het besluit, ons doen vandag hierdie erediens saam, so ek en hy gaan ruil op jou skerm vandag, tussen die boodskap en ook die aankondigings en elke ander moment, en ek wil jou uitnooi om net jou hart oop te maak om vandag ook die woord van die Here saam te ontvang. Ons betree nou die helfte van die jaar en ek wil vir Frikkie vra om ons net bietjie te herinner ook aan die visie van ons gemeente. Vriende, op hierdie reis waarop ons is dit baie belangrik dat ons gereeld vir mekaar herinner, waaroor gaan dit regtig? Dit gaan in Luxmundi daaroor dat die Here vir ons geroep het om as 'n familie saam met Jesus op reis te wees en hom te volg en te leer wat dit beteken om in 'n ritme met God te wees. Nou in hierdie proses sê ons daar's 3 goed wat ons help om te slaag. Ons nooi mense en sê kom soos jy is, kom digitaal, kom in persoon, gaan saam op die reis net soos jy is. En dan in 'n ruimte te kom waar ons saam in die Here se teenwoordigheid op reis is, waar die Gees van die Here vir ons vorm en vir ons nuut maak, en ons hele kwartaal fokus op juis die Gees wat ons vorm. En dan natuurlik word ons geïnspireer en ervaar ons die roeping om uit te gaan en 'n impak te maak, ergens 'n verskil te maak in die koninkryk van die Here. En ons nooi bestaande lidmate, ons inspireer mekaar, dalk mense wat bietjie weggeraak het, maar ook nuwe mense saam, om saam op hierdie avontuur en op hierdie opwindende reis te wees. Marco, kom ons praat met die Here oor hierdie avontuur. Vriende, kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons die laaste paar weke kon nadink oor hoe ons elkeen ook gevorm word deur die Gees. En dankie Here dat ons vandag ook kan nadink uit ons teks in Jakobus, hoe hy ook uitdagings en beproewinge in ons lewe gebruik om ons te vorm. En ons gebed is dat hy nou al reeds vir ons die wysheid en die insig sal gee deur die Heilige Gees wat in ons woon, om ook hierdie teks vir ons oop te breek, sodat ons elke woord daarvan sal kan verstaan, en ook ons eie kan maak om dit in ons harte in te prent, sodat wanneer ons hier klaar geluister het vandag, dat ons dit kan gaan leef in die wêreld daar buite. Dankie Here dat ons nie vandag die teks alleen hoef te lees nie, maar kan weet, die Heilige Gees staan gereed om die teks ook te gebruik om ons te vorm. Amen. Vriende, die Jakobusbrief wat hier net na Hebreërs in die Bybel is, mens sukkel baie keer om hom in die hand te kry as die bladsye fyn is. Dit is 'n opwindende brief. Nou die agtergrond van hierdie brief, en daar's 2 teorieë wat 'n mens kan oor die ontstaan van die brief. Die een is dat dit ontstaan het 'n baie vroeë geskrif is, waarskynlik tussen 50 tot 62 na Christus, en dat dit waarskynlik deur Jakobus, die halfbroer van Jesus, geskryf het, wat die leier van die kerk in Jerusalem was, en dat hy dit geskryf het. Die ander verstaan daarvan is dat die brief so 92 na Christus, heel wat later is, met die vervolging van keiser Domitianus, wat die Christene nogal hard vervolg het, en dat hierdie brief toe ontstaan het, juis om gelowiges te help, wat verspreid gewoon het, om hulle te help wat dit beteken om prakties Christen te wees. En die meeste van hierdie gelowiges was meer arm Joodse Christene, en enkele van hulle was vermoond gewees, en die brief sluit aan by die wysheidsliteratuur in die Bybel. Ons dink dadelik aan Spreuke en ander wysheidsliteratuur, maar ook sluit aan by die bergrede. En vir Christene wat na die standpunt dat van die vroeë Christene het in die Joodse geloof gekom en het baie sterk op die wet gefokus. En hier is dit nou al 'n tyd lank
wat hulle weer na die ander kant toe gaan en weer bietjie stifvry en bietjie meer wêrelds begin leef en wil hierdie brief vir hulle met praktiese wysheid help wat dit beteken om as Christen te leef. Marco, kom lees dit vir ons asseblief. Vriende, ons lees die teks vandag uit Jakobus 1 vers 1 tot by vers 8. Dit sê Jakobus, 'n diensknegt van God, die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme in die diaspora gegroet. Beskou dit as 'n groot vreugde, my broers, wanneer allerlei versoekings julle oorval, omdat julle weet dat as julle geloof getoets word, dit volharding meebring. Maar julle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in geen opsig tekortskiet nie. As enige iemand van julle wysheid kortkom, laat hy dit vra van God, wat aan almal gee sonder voorbehoud en sonder verwyte, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof vra, sonder om enigsins te twyfel, want wie twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind rondgeruk en voortgesleep word. Want so 'n mens moenie dink dat hy enigiets van die Here sal ontvang nie. Hy is 'n dubbelhartige mens, onstandvastig in alles wat hy doen. Vriende, in hierdie teks lees ons van beproewinge wat ons in ons lewe ervaar. En dit is natuurlik iets wat alle mense ervaar. Niemand is daarvan vrygespreek in hulle lewe nie. Alle mense ervaar beproewinge in hulle lewe. En iewers langs die pad moet ons vir onsself die besluit neem, hoe gaan ons hierdie beproewinge in ons lewe ook hanteer? Gaan ons toelaat dat dit ons onderkry? Gaan ons toelaat dat elke keer wanneer 'n beproewing op ons pad kom, dan slaan dit ons plat en eintlik sien ons net uit dat hierdie tydperk verby moet gaan en dat ons weer by 'n punt kan uitkom waar ons nie die beproewinge ervaar nie? Of gaan ons die alternatief oorweeg? Dit wat Jakobus hier ook vir ons aanbied in hierdie teks, om te sê dat beproewinge hoef nie noodwendig 'n negatiewe ding in jou lewe te wees nie. 'n Beproewing kan juis iets wees wat jy kan gebruik om jouself te laat groei. En daarom sê hy, maar ons moet dit beskou as 'n vreugde in ons lewe. Nou in ons konteks in vandag se tyd ervaar ons uit die aard van die saak ook baie verskillende beproewinge. En ek seker soos jy daar sit, kan jy nou sommer aan 'n paar dink van jou eie lewe. Party mense sukkel dalk met 'n beproewing rondom hulle gesondheid. Dink ons probeer gesond word en ons gaan na een doktersbesoek na die volgende en ons probeer elke medikasie en elke metode wat daar is, maar ek kom nog net nie lekker by daai punt waar ek weer ten volle gesond is nie. Dis 'n beproewing vir my in my lewe. Dalk is dit 'n finansiële beproewing waar jy ervaar, maar ek kom net nie voor met my finansies nie. Maand na maand voel dit vir my, ek bly agter en ek probeer voorkom en na jare wat ek probeer het om voor te kom, sien ek dat intussen dit alles net ook alweer duurder geword. En so ervaar 'n mens dalk iets van 'n finansiële beproewing in jou lewe. Dalk is jou beproewing rondom 'n verhouding waar jy regtig probeer om dit te herstel, maar voor jy jou kry is daar weer ietsie wat die verhouding op die proef stel. Beproewinge kan natuurlik korttermyn goed wees, goed wat jy in jou dag ervaar, kort goedjies. Jou voertuig wil nie vir oggend aanskakel nie en jy moet werk toe ry. Dis 'n beproewing wat jy vandag ervaar, maar is iets kleins wat jy kan oorkom. En partykeer is dit langtermyn beproewinge waar ek ervaar oor 'n baie lang tyd dat daar iets is wat jou beproef en wat jou selfs dalk laat twyfel in jou geloof in die Here. En dan kom bemoedig Jakobus ons en sê vir ons, maar hierdie beproewinge wat hulle in daardie tyd ervaar het, wat heel moontlik vervolging was, die Christene in daardie tyd was vervolg, dis beproewinge wat hulle ervaar. Daar was sosiale uitdagings in daardie tyd, en daardie uitdagings is eintlik maar vandag nog net so in elkeen van ons se lewe. Ons ervaar nog steeds beproewinge in ons lewe, maar daardie beproewinge kan ons in ons lewens gebruik. En ek wil vir Frikkie vra of hy vir ons bietjie wil kom leer oor hoe hanteer ons hierdie beproewinge en wat leer die teks ons daarvan. Vriende, wanneer daar 'n ontwrigting of beproewing oor ons lewe kom, dan is dit 'n geleentheid vir geestelike vorming. Daarom is die tema gevorm deur ontwrigting. Nou, as ons die lees van hierdie teks, hoor ons daar dat hierdie geleentheid is 'n geleentheid in die eerste plek om te leer om te volhard. So belangrik op die geestelike reis om volharding te leer. Dis soos wanneer iemand aan sport deelneem
En jy moet leer om fiks te word vir die sport. Jy moet leer om te volhard. Om in dissipline te volhard en aan te gaan en nie net sommer moed te verloor en op te gee en uit te val nie. Op die geestelike reis ten spyte van ontwrigting is dit baie belangrik om te leer om fiks te raak en te volhard. Die ander baie belangrike ding om te leer is dat hierdie ontwrigting is geleentheid om natuurlik die Here dieper te vertrou in die situasie. En daardie vertrou op die Here in die situasie vra dat ons moet bereid wees om geestelik te groei. Hierdie volharding moet lei na geestelike rypheid, geestelike volwassenheid. En die twee woorde wat daar gebruik word in die Grieks is om te groei na volmaaktheid en sonder probleme of sonder gebrek. Met ander woorde om te groei in jou persoonlike lewe. Nou ontwrigting is 'n geleentheid vir persoonlike groei. In jou persoonlikheid, soos die Here jou gemaak het, om nuwe vaardighede by te leer, om dalk blinde kolle raak te sien en daaraan aandag te gee, om dalk te leer om saam met ander mense te werk, maar ook 'n geleentheid om geestelik te verdiep en dat toe te laat dat die Gees ons vorm en die klippies en die goed wat daar is in ons lewe uitwerk, sodat ons op 'n dieper vlak saam met die Here die pad te kan stap, op 'n dieper vlak die Here te vertrou en geestelik verdiep en die teenwoordigheid en die werk van die Here op 'n dieper vlak te leer en die Here onvoorwaardelik te vertrou in die situasie en so te groei na 'n groter volwassenheid. Maar in hierdie proses is daar wysheid nodig en Marco kom vertel vir ons daarvan. In hierdie teks leer ons dan ook dat Jakobus sê dat ons vir die Here vir wysheid moet vra en dat die Here dan net daardie wysheid onvoorwaardelik vir ons sal gee. Nou wat interessant is, hy sê nie hier dat ons moet vra dat hierdie beproewings van ons weggeneem moet word nie. Hy sê nie hier maar ons moet vra dat hierdie beproewings net uit die pad gevee moet word sodat ons weer kan terugkeer na die tyd sonder die beproewing nie. Hy sê ons moet eerder vir die Here vra vir die wysheid om hierdie beproewings te hanteer. Hy wil nie om die beproewinge beweeg nie, hy wil juist dwars deur hulle beweeg, want weet hy dat hierdie beproewinge waardeur ons beweeg, maak ons sterker op die einde van die dag. Dit laat ons geestelik groei, dit bring ons tot 'n nuwe geestelike volwassenheid en 'n geestelike rypheid. En dis waar hy wil hê ons as gelowiges moet wees. En daarom dat wanneer ons beproewings in ons lewe ervaar, moet ons eerder vir die wysheid bid van die Here af oor hoe om daardie geleenthede in ons lewe ook te hanteer. Nou ek is seker as jy mooi gaan sit en dink, ervaar jy dalk selfs nou in jou lewe een of ander beproewing en die groot vraag is dan hoe gaan ons vir die Here bid vir hierdie wysheid om net onvoorwaardelik voor die Here dit wat in jou lewe aan die gebeur is neer te lê en dan vir die Here te vra om jou te help om dit te hanteer, want niemand van ons is vrygespring van enige beproewinge nie, maar ons is verseker gewaarborg van die feit dat die Here saam met ons daardeur beweeg en derentyd deur die Heilige Gees vir ons die wysheid gee hoe om dit te hanteer. En hy gaan dan verder deur om te sê dat ons moet glo, as ons gevra het vir die Here dat hy vir ons hierdie wysheid gaan gee, dan moet ons dit net onvoorwaardelik glo. Soos wat die Here onvoorwaardelik net die wysheid gee, moet ons net onvoorwaardelik glo dat ons daardie wysheid sal ontvang. En dit bring ons eintlik by 'n punt waar ons 'n bietjie rustiger kan wees oor die beproewings wat ons in ons lewe ervaar. Maar dit beteken, maak nie saak wat jy ervaar nie, die Here sal vir jou die wysheid daarvoor kan gee en ons kan net voluit glo dat die Here altyd vir ons sal gee wat ons nodig het om daardeur te beweeg. Dit maak nie noodwendig dat beproewings maklik is nie. Dit maak nie noodwendig dat dit eenvoudig is om deur beproewings te beweeg nie. En dalk wanneer jy daardeur beweeg, dink jy nie op daai oomblik daaraan dat ek nou besig is om geestelik te groei nie. Maar wanneer 'n mens terugkyk, dan sien 'n mens tog dat elke een van die beproewings wat ons in ons lewe ervaar het, waardeur ons beweeg het ons gegroei in ons geloof. Stukkie vir stukkie nader aan die Here, stukkie vir stukkie meer soos Jesus Christus. En ons weet dat Jesus het in sy lewe ook beproewings ervaar en dat hy deur elkeen van hulle beweeg het met die wysheid van die Vader om hulle elkeen ook te kan hanteer
in hulle lewens. Ek wil vir Frikkie vra dat hy vir ons dan verder kom vertel rondom hierdie geloof wat ons moet hê in die Here wanneer ons ook deur hierdie beproewinge in ons lewe beweeg. Vriende, as ons nou vra vir die wysheid, dan sê hierdie teks vir ons, dan moet ons glo dat die Here dit sal sê. Want hierdie teks sê, as ons dit nie glo nie, dan gaan ons die wysheid nie kry nie. En hier gaan dit oor dat ons dan nou glo. Ons vra met groot vrymoedigheid, Here gee vir ons wysheid, en hierdie wysheid is daardie aanvoeling wat die Heilige Gees gee, wat ons kry deurdat ons met mense praat, deurdat ons die Bybel lees, deurdat ons konsulteer en dalk saam met 'n medegelowige daaroor bid, maar dan die feit dat ons glo, die Here gee dit en die Here sal voorsien en dan kan ons met daai wysheid gaan optree. Nou as mens dubbelhartig is of twyfel, dit is wat die woord twyfel hier beteken. Jy vra, maar dan gaan doen jy nog steeds jou eie ding, of jy vra, maar jy is desperaat en jy glo nie en jy probeer maar net en jy word soos 'n golf wat heen en weer geslinger word. Jy hardloop agter hierdie raad en hierdie ding en hier hardloop agter 'n klomp goed aan om net tot rus by die Here te kom, die Here te vertrou, te glo, die wysheid tot beskikking wat jy ingekry het in die proses, dalk by ander mense. Met hierdie wysheid kan ek hierdie ontwrigting hanteer. En ek kan die Here daarmee vertrou. En wat baie belangrik is hier wat uitgekom het en wat ek en Marco gesê het, is dit gaan nie net om die uitkoms nie. Dit gaan oor wat in die reis deur die ontwrigting in en deur jou gebeur en die werk wat die Here doen en die groei in geloof en die geestelike vorming, want die Gees van die Here wil vir jou vorm, sodat die beeld van die Here Jesus meer helder uit jou uit kan straal, en jy met groot vrymoedigheid en diepe vertroue voluit vir koning Jesus kan volg. Vriende, ons het vandag gehoor dat die beproewings wat ons in ons lewe ervaar ons almal, en ons kan daardie beproewinge deur hulle beweeg met die wysheid van Jesus Christus en die geloof en dit wat die Here ook vir ons mee toerus om dit te doen. Maar voordat ons hoor ook wat die aankondigings van ons gemeente is, kom ons bid vir 'n oomblik saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie dat U ook vanuit die woord vir ons leer, dat die beproewings wat ons in ons lewe ervaar, nie noodwendig slegte goed in ons lewe hoef te wees nie, maar dat dit juis geleenthede kan wees waarin ons ook geestelik kan groei. En dat die beproewings wat ons ervaar, Here, nie geleenthede sal wees wat ons wegdryf van U af nie, maar juis nader aan U sal bring. Help ons Vader om ook so 'n uitkyk oor die lewe te hê, dat die moeilike goed wat op ons pad kom, dat dit nie noodwendig goed is, Here, wat ons wil wegtrek van die Here af nie, maar dat dit goed is wat ons wil vorm, deur die Gees, om meer en meer soos U te wees. En help ons dan, Here, om gereeld in elke beproewing wat ons ervaar vir U te kom vra vir die wysheid, en dat ons geloof dan sterk sal wees om te glo dat ons dit sal ontvang, en dat ons met daardie wysheid elke beproewing in ons lewe sal kan gaan aanpak, en dat ons tot 'n nuwe geestelike volwassenheid in ons lewe sal groei. En die Here gee dan dat daardie geestelike volwassenheid wat ons bereik ook 'n voorbeeld vir ander sal wees, dat ons ander mense ook kan innooi om te kom deelneem aan hierdie absolute geloof dat U vir ons deur elke oomblik net help met die waarheid en die wysheid. Dankie Here dat U vir die laaste paar weke ons deur die Gees gevorm het, dat U vir ons gehelp het deur elkeen van die temas om ons te herinner hoe die Gees besig is om met elkeen van ons te werk. Dat U nooit stil sit nie, dat U altyd besig is om met elkeen van ons te werk. Dat ons altyd nog 'n bietjie kan groei, nog 'n bietjie kan verbeter, nog 'n bietjie nader aan die Here, nog 'n bietjie meer in ons geloof kan groei, en kan skaaf en kan skuur. Dankie Here dat U nooit ophou met daardie proses nie, en dat ons die voorreg het om te kan deelneem aan hierdie liefdesbeweging van Jesus Christus, ook in ons eie persoonlike lewe. Ons gebed is dat U ons in hierdie week sal seën, alles wat ons gaan doen en aanpak, gee vir ons elke dag nuwe krag en wysheid. Ons bid dit vandag, Here, en dan glo ons dit, dat U vir ons wysheid gaan gee om alles te hanteer hierdie week wat ons moet gaan hanteer. En Vader, Pinkster is op pad, Hemelvaart is op pad, ons bid vir 'n geseënde geleentheid met Hemelvaart, dat ons ook
in ons eie persoonlike lewe net weer sal onthou en sal dink en herinner word aan dit wat daardie baie besondere oomblik ook vir ons as gelowiges beteken, en dat ons ook dan saam Pinkster sal vier, die wete dat die Heilige Gees woon binne in elkeen van ons. Ons bid hierdie dinge in die heilige naam. Amen. Ek vra vir Frikkie om vir ons die aankondigings te deel en dan ook die seën vir ons in die einde uit te spreek. Mag jy 'n wonderlike week hê. Vriende, as jy inskakel by hierdie digitale diens en jy wil dalk verdere op reis gaan met die gemeente, meer uitvind, kontak vir ons gerus by die kerkkantoor, stuur vir ons 'n e-pos, ons wil graag vir jou intrek en vir jou begelei in die proses. En dan het ons nou klaar gemaak met hierdie reeks Gevorm deur die Gees en met die tema Gevorm deur ontwrigting. En ons sien nou uit na die res van die tyd. En volgende donderdag is dit Hemelvaart en ons het 'n Hemelvaart deurloop nagmaal. En hierdie deurloop nagmaal is 'n geleentheid waar jy kan kom en deur stasies beweeg en 'n ervaring saam met die Here kan hê rondom die betekenis van Hemelvaart in jou lewe en in die proses ook die nagmaal kan gebruik. Maar ons het ook 'n Bybelskool in die gemeente. En Sondag aan die 25ste is die Bybelskool 18:30 in die gemeentesentrum. Ons kollega Jan Kloete bied dit aan en kom woon dit gerus by. Kyk na die temas beskikbaar en word ook daardeur toegerus en daardeur geseën. Jy is natuurlik ook welkom om 'n dankoffer te gee en jy kan 'n oorbetaling maak en op hierdie wyse ook die Here dien en die bediening ondersteun. En dan is dit Pinkster met die baie mooi tema handgemaak vir 'n tyd soos nou. Professor Marius Nel van Stellenbosch kom dit aanbied. Hy's 'n predikant gewees lank en hy wil vir ons op hierdie reis vat en met hierdie tema help wat dit beteken dat die Gees in ons lewe werk en ons vorm sodat ons juis vir 'n tyd soos nou tot groot seën en diens kan wees. En dan vriende, die Mosambiek uitreik. Mosambiek uitreik het ook jou hulp nodig. Kyk na al die goed wat nodig is. Dis bouprojekte, projek Patricia, netbals, Bybelprojek, 'n klomp skenkings, klere wat nodig is. Kontak die kerkkantoor en kom ons stel hierdie mense in staat wat gaan om vir daai mense in 'n arm gemeenskap in Mosambiek tot groot seën te gaan wees. En dan ons is bewus van die muur by Faros wat besig is om te kantel en gaan omval. Ons wil baie graag die muur herstel. Dis nie in ons begroting nie. Ons vra as die Here dalk op jou hart lê, kontak vir ons en maak 'n oorbetaling aan die gemeente se rekening of in Faros se rekening. En dan die eerste week van die vakansie het Disipelland weer 'n vakansieprogram waar verskillende ringsgemeentes saamwerk en die kinders bedien in die oggende daardie week die vakansieprogram. En dis die 30ste Junie tot die 4de Julie vir 3 jaar tot en met graad 6. So kontak ook die kerkkantoor en skryf ook in daarvoor. Ontvang nou die seën van die Here en gaan leef met die seën van die Here ook in jou situasie met die verwagting dat jy kan selfs opgewonde wees omdat die Gees jou deur dit vorm. Die wonderlike genade van ons Here Jesus Christus wat deur die pad van beproewings gestap het. En die troue liefde van God ons Vader wat vir jou innig lief is. En die vorming en die werk van die Heilige Gees is met jou, in jou, deur jou. So seën die drie-enige God jou en is by jou in hierdie reis van vorming. Amen.